Ons skriflesing vanoggend kom dan juis uit Openbaring uit. Openbaring vanaf vers 9 tot 18, net 'n paar verse, nie vreeslik lankie. As die kindertjie so uitbeweeg het, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. O Here, dankie dat ons kan leer en weet, soos kindertjies klein, U is die begin en die einde van alle dinge. Ons wat mense is, het maar net 'n klein tydjie wat ons hierso is op aarde. Ons skakel eintlik in by 'n goue lyn. Ons skakel in by duisende jare van U handelinge met die mens. En Here, hier vandag, soos elke liewe kind van U deur die eeue heen, het 'n rol te speel, het 'n verantwoordelikheid as Christen, as gelowige. Want as ons hierdie belydenis maak, dan moet ons onsself onmiddellik daarby insluit. Want U kom sê vir ons, U het 'n plan vir ons. Here, U liefde, so oneindig as wat U is, so oneindig is U liefde. U sê vir ons, U verwyder ons sonde so ver van ons af weg, soveel so asof dit nooit was nie. En as ons voor U kom bely, en ons vra, vergewe my Here, vir my liefdeloosheid, vir die sonde daarvan dat ek so dikwels vir U miskyk in my lewe, of ignoreer dat U die Alfa en Omega is, dan vergewe U vir ons. Here, help ons deur die Heilige Gees, om ook vanoggend met die lees van die woord werklik te kan raak sien, te kan hoor wie U is. Want dit is hoe U Uself ook aan Johannes en aan ons die kerk openbaar het. En hier is nie sommer net leë menslike woorde nie. Nee, Here, dit is U woord. Dit is U wat praat. Ons bid as U diensknegte, laat ons nie vandag op hierdie Sondag hier sal uitstap by die kerk se deure, dieselfde as wat ons hier ingestap het nie. Kom verander ons, o Heer, deur U woord en deur U Gees, sodat ons meer soos ons Here Jesus sal lyk en optree en dink. Hemelse Vader, dan bid ons ook tot U as die een wat die wêreld geskep het, wat elke atoompie gemaak het, U wat vir ons en alles deur en deur ken, U wat maak dat die ganse skepping ordelik elke dag bestaan. Here, sekerlik sien U ook wat aan die gang is daar buite. Die warboel in die wêreld, in die politiek. U sien vandag elke boer se gewasse daar op die lande raak, en U weet, o Here, U weet hoe daar baie boere vandag is hier en elders, wat smag dat U dit sal laat reën. Hierdie seisoen het so mooi afgeskop, o Heer. Kan ons nie bid dat U dit eindtyd sal voer, dat ons weer aan die einde van hierdie landboujaar kan kom en kan sê, ja, die Here het voorsien nie. En Here, al sou U wil anders te wees as wat ons wil hê, aanvaar ons dit. Want ons weet, beproewing is ook deel van die lewe. U versterk ons daardeur op baie maniere. En ons leer ook vir U ken die moeilike tye van die lewe. Ons leer afhanklikheid van U. Ons wil uit U hand uit leef elke dag. Ag Here, ons wil nie net nie, ons is in U hand. Alles wat ons het, alles wat ons is, kom uit U hand uit. En daarom bid ons ook, Here, vir die geweldige siekte, die back and claw seer wat so bedreigend is. En die honderde, duisende diere wat al moes doodgemaak geword het. Here, wat hierdie ding sal einde kry, sal stop, voordat die gevolge so groot is, dat daar amper nie 'n terugkeer is nie. Here, ons vertrou vir U vir alle dinge. Vir die sorg oor die landbou, oor ons gesinne, oor ons lewens, oor ons gesondheid, geestelik en liggaamlik. Sorg vir ons, o Here, soos wat net U kan. Laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. Ons eer U as die almagtige God in hierdie samekoms. Amen. Ek het reeds die Bybel hier voor my oop. U kan gerus saam met my dan net die woorde op die bord volg.
Ek, Johannes, is julle medegelowige. En deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: skrywe wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors gedra. Die haar op sy kop was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper, wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die van die son, wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval, en bly lê soos een wat dood is. Hy het met sy regterhand aan my gevat en gesê: moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in ewigheid, in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Ons skriflesing tot sover. Ek hoop en vertrou werklik dat elkeen van Wesse lidmate op 'n manier 'n tipe van 'n Bybelstudie daar by die huis doen, elke liewe dag. En daar's baie maniere. 'n Mens kan as jy nou in Koenboeke instap, die wonderlikste, beste Bybelstudieboeke in Afrikaans wat jy jouself kan voorstel. En dis verrykend. As 'n mens nie moeite maak met die woord van God nie, jy hoef nie 'n Bybelstudieboek te hê nie. Jy moet net die Bybel lees, dis al. Enige iemand sal kan getuig, as jy jouself besig hou met God se woord, op 'n daaglikse basis, groei jy as 'n geestelike wese, 'n skepsel. Jy leer van God, jy verdiep jouself in, en soos jy God beter verstaan, begin jy groei in jou geloof ook. En ek moet sê, ek dank die Here dat ek die voorreg gehad het om vir 'n hele 6 jaar te kon gaan leer vir predikant. Dit was baie lekker tye gewees, maar soos 'n mens meer leer, verstaan jy die onverstaanbare God so bietjie beter. Nou geliefdes, ek wil u aanmoedig, gaan kry vir u 'n tipe Bybelstudieboek, of dalk die Bybel A tot Z, of die Bybel in praktyk en goed. Daar's goeie kommentare. Ons lees die Bybel ook, maar as jy meer wil weet van die kultuur in die tyd waarin die Bybel geskrywe is, dis nogal belangrik, want jy moet, hulle praat van konteks, jy moet weet die tyd waarin iets geskryf het, wat was die omstandighede van daai boek gewees. En ek wil weer eens vir jou amper 'n belofte hier van die kans af maak, dit gaan vir jou wêrelde oopbreek in jou verstaan van die Bybel. Maar daar's 3 maniere hoe ons meer te wete kan kom van die Bybelse tyd, Ou Testament, of dan nou in die tyd van Jesus. 3 maniere. Dis die Bybel, in die eerste plek, is God se woord, bovenal. Die ander geskrifte, die Bybel is nie die enigste geskrif van daai tyd. Daar's baie filosowe en ander geskrifte wat hulle al lank al ontdek het, dat ons kan ietsie meer verstaan van die wêreld en die kultuur, en hoe dit gelyk het dalk selfs. En die derde een is opgrawings. Ek dink dit moet 'n lekker beroepskeuse wees, om 'n argeoloog te wees wat opgrawings doen. Kom ek noem net gou vinnig 'n paar voorbeelde. Ek wil nou nie verveel nie, maar het jy al gehoor van die Qumran geskrifte wat hulle ontdek het, die Qumran geskrifte?
En toe skielik leer hulle sommer baie beter van die Joodse groepe, wat in daai tyd, in Jesus se tyd gelewe het, en hoe hulle gedink het oor die wêreld en geloof. Die Nag Hammadi geskrifte is 'n ander een. Dit verduidelik 'n bietjie, dis nou nadat die Bybel tot stand gekom het. Beskryf die Nag Hammadi geskrifte vir ons, hoe het die vroeë Christene daar, net na Jesus se tyd, hoe het hulle gelewe, en hoe het hulle opgetree, en wat het hulle gedoen? Gaan Google dit, dis beskikbaar. Geweldig interessant. En dan die kanon van Muratori. Dis die vroegste geskrif wat al die Bybelboeke alreeds vir ons in 'n bundel saam het. Baie vroeg was die boeke van die Bybel soos ons dit ken, al saamgestel met 1 of 2 klein uitsonderings, maar dis 'n wetenskap op sy eie. Ek gaan nou nie verder gaan nie, maar byvoorbeeld die Katolieke het sy Bybel lyk nie 100% soos ons nie. Hulle het 'n paar boeke bygesit. En so kry ons ook die sogenaamde apokriewe boeke, ander geestelike geskrifte wat uit daai tyd uitkom, maar wat nie gekwalifiseer het as Bybel of God se woord nie. Baie interessant om te lees en baie om te leer daaruit, maar die Bybel soos wat ons hom het is afgesluit, daar kan niks bygevoeg word nie, daar mag nooit nie in geskrif of op 'n ander manier iets toegevoeg word of weggeneem word uit die Bybel nie. Want juis in Openbaring waarsku die Here God nogal, as julle een lettertjie of kapittel van hierdie geskrif van hierdie boek verander, sal hy sy deel van die boom van die ewigheid, van die boom van lewe, gaan hy dit kom wegneem. So ons wil nie dit doen nie. Ons gaan krap nie aan God se woord nie. Ek gaan lees nie my eie sieninge in die Bybel en sê dit is hoe God werk, en vertel dit nog vir ander mense ook as die waarheid nie. Die Here sal so mens straf. Ons bly by die waarheid van die woord, want dit is God se woord. Daar's 'n steenplaat, ek het dit nou misgelees op my aantekeninge, 'n steenplaat naby Jerusalem, waarop die naam Pontius Pilatus geskrywe is. Wat vir ons wys, daar was regtig, hy was prokurator in Jesus se tyd. Die man het bestaan. Die Bybel is waar. Jesus was regtig, dis dis seker een van die bes gedokumenteerde gebeure van daai tyd nou, wat ooit opgeskryf is. Jesus is 'n werklikheid. Moenie twyfel daarin nie. En so is daar opgrawings wat Bybel stede van die Ou Testament, Hebron en Jamnia. En so is daar honderde voorbeelde. In Sirië het argeoloë iets opgegrawe, 'n geraamte, 'n skelet of gebeendere dan nou, wat dateer omtrent 600 jaar voor Christus. So dis is so meer as 2600 jaar gelede. 600 jaar voor Jesus. En baie interessant, hulle vermoed is 'n man. Kyk, hulle kan ons sien aan die gebeendere of dit 'n man of 'n vrou was. Binne in hierdie man se hand was daar 'n muntstuk gewees. Hoekom was daar 'n muntstuk in die man se hand? Wel, ons weet, die ou Grieke het dit gebruik as reisgeld. Reisgeld nie vir hierdie wêreld nie, maar vir die volgende wêreld, die reis na die ewigheid toe. Die Grieke het geglo, as 'n mens nou doodgaan, as jy te sterwe kom, dan moet jy 3 riviere oorsteek in die volgende wêreld. Die eerste is die Lete. Nou die Lete was die maklikste rivier om oor te steek. Die rivier het jou soort van binne af gereinig, het die Grieke geglo. Jou skoon gewas. So dit was nogal maklik, maar die tweede een was nie so maklik om oor te steek nie. Dit was die sogenaamde phlegeton. Dit is Grieks vir vuur. So jy het soort van deur hierdie vage vuur gestap, en jy kon dit nie te vinnig doen nie, want die vuur moes jou van buite af skoon brand. Hierdie rivier van vuur. En dan die derde rivier, het jy 'n boot nodig gehad.
En die boot het behoort aan die mitologiese figuur Charon. En Charon het jou oor hierdie rivier na die ewigheid toe deurgeneem, maar jy moes hom betaal. En daarom het die ou Grieke, dis maar so heidense geloof, nee, dis mitologie, ons glo niks daarvan nie. Maar het hulle saam met hulle afgestorwenes munte in die graf gesit, sodat hulle nou vir ou Charon kon betaal om oor te gaan. En as jy nou 'n bietjie geld gehad het, dan moes jy 'n bietjie wag, maar as jy nou vir hom baie betaal het, dan het jy sommer vinnig oorgevat. En as jy nie 'n muntstuk by jou gehad het nie, dan moes jy saam met 1000 ander mense op die oewer van die rivier plek inneem en jou beurt maar afwag. So tussen lewe en dood, so in 'n skemerwêreld. Hoekom noem ek vir u hierdie voorbeeld? Want onmiddellik sit ons nou met 'n glimlag op ons gesig en dink, ag, daai eenvoudige mense, en ons skud ons kop. Maar het hulle nie iets beet gehad nie? Want is daar nie ook in ons as die mens tot vandag toe nog hierdie klaande gevoel, ek moet iets vir God kom gee? Nie. In ruil vir wat hy vir my moet gee. Ek moet vir hom iets doen, ek moet vir hom iets gee, dan sal ek die ewige lewe hê. En dit werk nie so by God nie. As jy vir enigiemand se vra, hoekom gaan jy hemel toe? Ag, ek hoop ek gaan hemel toe. Ek hoop my lewe was goed genoeg. Ek het genoeg vir ander mense gedoen. Of ek daarom vir God lief gehad. Ek was nie soos ander mense gewees nie. Of ek het daarom baie prestasies in my lewe gehad. Ek was nogal miskien geleerd, of mense het opgekyk na my. Al hierdie goed beteken niks. God se genade is nie te min nie. Hoe sien ons God se genade? Aan die kruis van Jesus. Dis hy wat met Johannes hier kom praat. En sy genade is meer as genoeg, anders het hy nie nodig gehad om aan die kruis te sterf nie. Ons hoef nie daarom net seker te maak met ons eie lewens, dat ons die pyp sal rook by God nie. Jesus het klaar van alles seker gemaak. As ons op die einde van die dag, aan die einde van ons tyd op aarde, daai laaste lewensasem uitblaas, wat sal daar wees? Ons hande gaan oopval en dit gaan leeg wees. Jy kan niks saamvat in daardie dood nie. Jesus se hande was in die kruis vasgespijker vir jou. Hy het iets in sy hande waarmee hy betaal het. Ten volle. En ons reis na die ewigheid, het ons niks om dit te finansier nie. Niks. Heeltemal niks. Ons het net vir God. Ons het nou so mooi Halleluja lied geluister in die begin van die diens. Daar is ons 'n ander lied ook in, ag, om sing hom, maar ons weet eintlik, dit is nie, jy kan niks vir God gee, nou, moet ek gaan met leë hande. Moet ek gaan met leë hande. 'n Mooi lied, maar jy gaan inderdaad, ons almal gaan met leë hande voor God verskyn. Johannes sê, toe hy omdraai en hy sien vir Jesus, of hy sê soos Jesus, want wat hy gesien het is absoluut onbeskryflik. Dis moeilik om wat Johannes beleef het in Openbaring in mense woorde om te sit. Dis hoekom Openbaring vir ons so dikwels so 'n moeilike boek is om te verstaan, want hoe kan jy nou werklik God se wêreld sien en iets daarvan beskryflik maak vir die Jode? Dis moeilik, en daarom beelde, hy sê soos. En hy sê, hy het vir Jesus gesien, en hy het besef, hy het iets met iets in iemand baie groter en magtiger as hy te doen. Hy sê Alfa en Omega, sê Jesus. En hy slaan soos 'n dooie mens voor sy voete neer. En Jesus lees ons steek sy regterhand uit, en hy raak vir Johannes aan. My woorde, wat soos 'n refrein deur die Bybel loop, moenie bang wees nie, Johannes. Dis ek. Jy ken my. Ek is sagmoedig.
Ek sal jou troos, ek sal jou bemoedig, ek sal jou gerusstel. En in 'n sekere sin, dieselfde hand wat spykers deurboor het namens ons God se kinders, dat ons kan weet, ons kan niks vir God gee om dit te ontvang nie. Dis wat genade is, ons het dit reeds ontvang. Dieselfde hande het die volk deur Egipte gelei, vir hulle gesorg. Dieselfde hande het elke liewe doetjie wat jy in die aandlig sien, op 'n donker aand. Dis nie net doetjies nie. Geliefdes, dis ganse galaksies. As jy kyk, dis soos ons Melkweg is daar miljoene, biljoene van die goed daar buite. In ons eie Melkweg is ons amper feitelik onsigbaar. Dis sy hande wat dit alles geskep het. Dit in stand hou, wat vir ons geskep het. Dieselfde hand van God, wat in Jesus aan kruis deurboor is. Dieselfde hand wat vir Johannes aanraak. Dieselfde hand wat God elke liewe dag na jou toe en my toe uitsteek. En sê, ek is hier vir jou. Ek het jou lief. Ek sal vir jou sorg. Wat is ongeloof dan? Ongeloof is om te sê, Here, baie dankie, maar u genade aan die kruis, hierdie hand wat u na my toe uitsteek, voel ek nie eens genoeg nie, ek moet daarom nog ietsie by doen. Ons kan niks vir God gee nie. Hy het alles gedoen, en dit is wat genade is. Prys die Here daarvoor. Ons lees in Johannes, dis die hand, die regterhand spesifiek, waarin die 7 sterre is, die 7 gemeentes, dis beeldspraak vir die kerk. Ons vandag, maak nie saak wat gebeur in die wêreld rondom ons hier. Ons hoef nie bang te wees nie, ons is in God se hande. Ons lees verder dat daai hande sleutels vashou. Die sleutels wat dood en lewe oopsluit. Dis 2 opsies, daar's nie 'n middeweg nie. Jy moet besluit. Jy moet 'n keuse maak. Ek aanvaar God se in sy genade, ek glo en ek ontvang dit. Want die Bybel sê ook wat op die aarde toegesluit word, sal toegesluit wees tot in ewigheid. Dit wat hier oopgesluit word, sal oopgesluit bly. Wie wil die ewige lewe hê? Almal van ons. Dis 'n kort rukkie, dan is ons daar. En ek wil glo, ek wil graag oortuig wees daarvan, dat as ek enig jou begrafnis dalk moet hanteer, dalk het jy daar in jou testament opgeskryf, doen nie Tiaan met my begrafnis doen. Dat ek op hierdie kansel kan staan en nie vir mense hoef nonsens te vertel en sê, ek weet nie lekker waar hierdie oom of tannie vandag is nie. Dat ek nie kan staan en sê, ek weet, op grond van daai mense geloof is hulle nou by God, en kan ons getroos word daardeur. Daar is nie 'n groter geskenk nie, as om in God se hand, sy regterhand te wees nie. Skoonma het altyd gesê, jy kan in God se hand omval, maar jy kan nooit uitval uit sy hand uit nie. Daarvoor het Jesus gesorg. Martin Luther, dis een van ons ou kerkvaders, skryf in 'n preek in Torgau in 1533, amper so op 'n humoristiese manier. Die ou mense het ook humor gehad, hoor, hulle was nie humorloos nie. Hy skrywe, Christus het met sy oorwinningsvaandel in die hel ingegaan en die deure met so geweld oopgestoot, dat dit in hulle kosyne gerammel en die splinters gespat het. Hy het so onder die duiwels te kere gegaan, hulle so uitgeboender, dat een hier by 'n gat uitpeel en 'n ander daar by 'n deur uitgetuimel het. Hy het die duiwel op sy tuisveld getroef. Die Here vra nie tolgeld van ons nie. Hy het reeds betaal. Dit het hom alles gekos. Alles. Dieselfde hand waarin God al ons tye in vashou. Psalm 31. Is dieselfde hande wat ons van alle kante omsluit. Psalm 139. En daarom maak dit die saak of ons vandag, of vir baie van jare van nou af, hierdie wêreld sou moes verlaat nie, dit sterwe moes kom nie. Ons is veilig in God se hande.
Geliefde, as u nie daai troos het wat Johannes ontvang het op Patmos nie, as u nie die troos het vandag in u lewe dat Jesus vir jou betaal het, die dood in die hel oorwin het en opgestaan het uit die dood uit dat jy ewig gaan lewe nie. Dis nie te laat nie. Jy is nog hier. Maak reg. Aan dieselfde hand het die deur na die ewigheid toe vir almal van ons waawyd oopgemaak. Aanvaar dit, glo dit en laat dit vir u bemoedig, ook in die week wat kom. Kom ons maak die oë toe en bid ons saam. Dawid beskryf hoe hy deur 'n dal van doodskade weer gaan. En hy sê, ek sal nie bang wees nie, want die Here God beskerm hom, sy stok en sy staf beskerm, sy hand lei vir hom. Here, en so, weet ons, die Here Jesus het klaar die dal van doodskade weer deurgestap. Sy hand, u hand, Here, het vir ons kom gee wat ons nooit self kan koop nie. En dit was 'n duur prys om te betaal. U vra van ons geloof soos 'n mosterdsaadjie. En hoekom sukkel ons so, Here, om te glo wat die woord sê? Vergewe ons klein geloof, vergewe ons twyfel. En Here, help ons om vas te hou alleen aan u genade, aan u hand. En al sou ons hand glip en ons u hand los, dankie dat u hand ons altyd vashou. Dat u ook vir ons kom vrede gee en sekerheid met die doel om ons te motiveer en aan te moedig om dieselfde genade wat u aan ons bewys het, ook aan ander te kan gee. Die 7 sterre, die 7 gemeentes, die kerk van alle tye is in u hand. Ons is deel daarvan. En dan bid ons ook vir ons eie gemeentetjie hier op Standerton, o Heer, dat ons altyd by die waarheid sal bly van die woord, dat ons werklik vanuit die hand uit sal leef, en dat ons iets van die genade sal gaan gee, in ons woorde, in ons dade. Ons bid dit in ons verlosser se naam, die naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen.